Goeiemôre broers en susters en familie en vriende van Steve en Marie en hulle familie. Baie hartlik welkom vir elkeen van julle hier in die Here van sy huis. Spesiaal welkom aan die personeel van Hoërskool Vogwel en Laerskool Vogwel wat ek ook sien wat hier is. En ander kollegas, baie welkom vir julle. En dankie dat julle hier is om saam met hulle op hierdie moeilike dag in hulle lewe saam hulle leed te dra. Steve, baie welkom. Sterkte vir jou vandag, ons bid vir jou. Ek en Dominee Pieter het saam met julle ook gebid in die week en ons weer die gemeente bid ook vir julle. Ons gisteraan by die Pinkster ook gevra dat die gemeente vandag, en besonder vanoggend 11:00 ook aan julle dink, hier in die huis van die Here. En dan vir die kinders ook, vir Kobus en Vicky, en vir Tommy en Petro, en vir Jan en, staan my kop stil, Stephanie, en julle kinders, baie hartlik welkom vir julle as naby gesin, die kleinkinders en julle as kinders. Mag die Here vir julle wonderlik saam met ons seën en vir julle troos en krag en genade gee vanmôre hier. Van Steve se kant af is Manda en Bart hierso, en Nantes en Karen, en Koekie en Pikkie, dis al die familie, broers en susters. En dan van Marie se kant af is Anet nie hier nie, sy's in die Parel, en Annie bly in Amerika, sy's ook nie hier nie. Ons dink aan hulle ook vanmôre. Maar die van julle wat hier is, baie hartlik welkom. En ook ander oud lidmate van die wijk daar, wat ek sien wat hier is vanoggend. Baie keer sien 'n mens mense net weer by begrafnisse en troues, maar dit is tog nog steeds lekker om julle ook te sien, wat vanmôre hier saam met hulle ook hierdie stukkie pad van hulle lewe stap. Ons ken vir Steve en Marie baie jare. Ons kom 'n lang pad saam. Die kinders was klein hier in die gemeente en ons het saam met julle eintlik ouer en groter geword en baie jare ook saam gewerk. Koos net nou sê, dit was treinvriende, saam treintoere gedoen en allerhande dinge gebeur. Maar vanoggend is nou 'n moeilike deel wat ons saam met julle stap, maar dit is my nog steeds 'n voorreg ook vanoggend om hier te wees by 'n mooi iemand soos Marie en op hierdie manier ook 'n laaste eer te bring. Kom ons sit so dan, word ons stil voor die Here. Ons Hemelse Vader, baie dankie vir u genade, Here, vir u trou, vir u liefde, vir u ontferming. Daar is soveel byvoeglike naamwoorde, Here, wat almal nie eers genoeg kan beskryf naaste by dit wat u vir u kinders gee nie. Dankie dat u hand oor ons uitgestrek is vanmôre en dankie dat ons kan bid. En dankie dat ons u kinders is. En dankie dat ons vanoggend na u huis toe kan kom. Here, nie in moedeloosheid asof ons by 'n doodloopstraat gekom het nie, maar met mense wat hartseer is, baie hartseer, maar wat tog weet, Here, daar's antwoorde, daar's 'n pad wat u vir ons oopgemaak het met die kruisdood, 'n ewige hemelse pad. Here, waarvan ons gisterand opnuut weer bewus geword het, ook gister, met hemelvaart, dat u vir ons beloof het om te sê, u gaan om ons plek te berei, en as u vir ons plek gemaak het, dan kom u ons haal om by u te wees. En daarom weet ons, Here, dat die dood deurbreek is, dat die ewige lewe vir altyd aanhou, en dat u kinders 'n veilige plek by u het. Help ons, Here, om vanoggend elke keer in groot hartseer en in trane verder te dink en meer te sien as net dit wat ons hier nou by ons sien. En Here, as dit ware oor kan die horison te probeer kyk en te weet, daar wag 'n heerlikheid by u wat alles verre weg oortref. En dankie dat ons daarvan bewus is. Daarom dankie, Here, dat ons na u huis toe kan kom op hierdie môre, en vir elkeen wat saam met ons hier is. En dankie dat ons na u kan opkyk en vir u kan vra, ons hulp kom van u. U wat die drie-enige ewige God is, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons weet u is by ons, u het dit beloof, u sal ons by ons wees, al die dae, tot aan die einde van die wêreld. En daarom bid ons, Here, maak ons elkeen bewus van u nabyheid vanmôre, u teenwoordigheid, en help dat elke woord wat vanoggend gespreek word, en elke gedagte wat gedink word, Here, dat dit u sal verheerlik en u welbehaaglik mag wees. Seën vir ons, Here, ons bid dit net in u naam alleen. Amen. Op die pamflet se agterkant staan daar lied 514, kom ons begin met daai lied, lied 514,
al 4 die versies daar, dan sing ons, is net 2 versies, die koor is die tweede gedeelte, dan sing ons die 2 versies saamstaande, tot eer van die Here. Ek weet verseker, Jesus is hier, hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verloren, maar is gevind, nou het ek vrede, ek is Gods kind. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Lig is sy las en sag is sy juk, hy gee vermoeides die ware geluk, selfs as ek struikel en dit berou, hy sal vergewe, hy bly getrou. Hy is my leidsman, hy laat my leef, hy is oorwinnaar, hy is die Heer, uit sy genade, liefde en trou, weet ons hoe God sy kinders behou. Sit maar. Ek lees vir ons hier op die begrafenisbrief van Maria Petronella Swarts, gebore 10 Augustus 1954, oorlede 27 Mei 2025. Ons teksvers vanmôre kom uit Filippense 4 uit, 'n versie wat die kinders uitgesoek het na aanleiding van aantekeninge wat in Marie se Bybel gemaak is. Ons lewe en sterwe is in die hand van God. Wie op hom vertrou kan sê, my tye is in u hand. God het haar naam geroep, en stil is die stem van Rooikop, Skattebol, ma, ouma, suster, skoonsis en vriendin. Ons hart is hou, maar ons hou vas aan die onthou. Mag die Here vir julle troos en krag en genade gee vanmôre, om daardie onthou van dit wat die Here vir julle in julle ma en ouma, vrou, suster, vriendin gegee het, mag hy vir julle daaraan vashou. Ek wil hê ons met 'n paar verse lees en dit kom uit Filippense 4 uit. Filippense 4, hierdie gedeelte wat die kinders uitgesoek het, na aanleiding soos ek sê wat in Marie se Bybel aangeteken is. Filippense brief moet miskien net eers sê is seker een van die heel mooiste briewe in die hele Bybel. 'n Brief wat eintlik die heeltyd net van goeie nuus praat en mooi dinge sê, so asof toe Paulus hierdie brief skryf, hy skryf van 'n gelukkiger gedeelte van sy lewe. In Korintiërs sal ons nog hoor van klagtes oor die gemeente en negatiewe dinge wat gebeur het tussen gemeentelede ensovoorts. Maar hier word net elke keer van mooi dinge gepraat. Onder andere kry mense in Filippense klomp keer die woord vol of voluit. Laat ons vol moet wees met die Here ook. In Filippense 4 vers 4 staan, wees altyd bly in die Here. Ek herhaal, wees bly. Moeilike deel om by 'n begrafnis te sê. Wees inskuldig teenoor alle mense, die Here is naby. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En dan sê hy, en die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Ietsie van dit wat ons in hierdie versie lees, beleef 'n mens by begrafnisse en beleef 'n mens by siektes van kinders van die Here. Dat mens by iemand kan kom met wie dit eintlik in mensetaal regtig sleg gaan. En dan hulle tog vir jou kan sê, dit gaan eintlik met my goed. En ek het vrede. Vrede, en dit waarvan hy praat, vrede van God wat alle verstand te bowe gaan. Jy kan eintlik nie dink dat sulke mense vrede kan hê nie. Verder, broers en susters, alles wat waar is,
alles wat edel is, alles wat reg is, alles wat rein is, alles wat mooi is, alles wat prysenswaardig is, watter deeg of lofwaardige saak daar ook mag wees, daarop moet julle julle gedagtes rig. En wat julle van my geleer en ontvang en gehoor en gesien het, dit moet julle doen, en God wat vrede gee, sal by julle wees. Dan sluit hierdie gedeelte weer af met hierdie woorde, en God wat vrede gee, sal by julle wees. As mens dink aan die vrede wat God gee, dan dink jy aan die vrede van Jesus. En dan lees 'n mens soms in Johannes 20, nadat Jesus opgestaan het die Sondag, en sy vertrouelinge, sy disippels wat almal weggehardloop en almal bang was, en baie het hom verraai soos Judas, en ander het hom verloon soos Petrus, ander het al lank al weggehardloop toe. En hier sit hulle vreesbevange klein groepietjie in die bosaal in Jerusalem toegesluit. En dan kom Jesus wat opgestaan het uit die dood, en dan kom staan hy tussen hulle met sy stikkende hande, en dan sê hy vir hulle vrede vir julle. En mense sou dink die Here sou kom en sê, maar julle kry nou wat julle eintlik verdien. Dis goed dat julle so bang is, en dis goed dat julle die deure sluit, en julle te vreesbevange is, maar niks van dit nie. En hy vra nie vir julle, waar was julle? Hoekom het julle my in die steek gelaat? Hoekom het julle my alleen gelos? Niks verwyte nie. Ons lees net vrede vir julle. En as jy dit in die Grieks lees, dan hoor 'n mens amper asof hy 'n tweede keer wil sê, en ek dink die Here het dit toe harder gesê, want ek dink hulle kan nie glo dat die Here kom staan en vir hulle met sy hande so opstaan wat deur spykers deurboor is, en sê vrede vir julle. En dan sê dit 'n tweede keer, dan sê hy vrede vir julle. Dink hy dit hard gesê, julle moet dit hoor, my vrede gee ek vir julle, nie vrede van die wêreld nie, my vrede. En dis my gebed dat vanoggend elkeen van julle hier in die Here se huis ietsie van daai vrede, deur trane, daai vrede ervaar om te weet, maar dis in die Here se hande. Die Here het besluit, die Here het gegee, die Here het geneem, die Here sorg. Hy weet die beste vir ons lewe. Die versie wat die kinders gekies het is Filippense 4 vers 5, en dit staan in die ou vertaling, laat julle vriendelikheid aan alle mense bekend word, die Here is naby. In die nuwe vertaling waar ek nou gelees het staan, wees inskikkelik teenoor alle mense, die Here is naby. Daai vriendelikheid, om inskikkelik te wees, om vriendelik op te tree, teenoor alle mense. Miskien moet ek net sê, dat die kinders het gesê, as hulle ma moet beskryf, is dit miskien juist dit, dat sy altyd net wou mooi wees, altyd net wou vriendelik wees, altyd net die beste wou gee, die beste wou doen, vir kinders, vir kleinkinders, vir vriende, en 'n mens hoor niks lelik van Marie, ek het nooit in alle jare iets lelik gehoor nie, en nou, dat sy nie hier is, dan sê een, maar ek was lief vir haar, sy was 'n vriendin, toe vir Elsbie sê, Marie is oor dit, sê ek was lief vir Marie, ons het lekker saam gewerk, en dis maar wat, dink ek elkeen wat hier sit, kan sê, ek was lief vir Marie, Marie was iemand spesiaal. Miskien moet ek ook net sê, as 'n mens daai woorde wil sê, in Filippense 4, dan moet jy die res van Filippense ook eers kan sê. Dan moet dit wat in Filippense gebeur, ook gebeur. En ek dink, die res het ook in julle ma se lewe gebeur, en in jou vrou se lewe. In Filippense 1 staan hierdie mooi woorde, ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem, in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal onderskei waarop het werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En dan hierdie mooi versie, en ek dink dis die kernversie vir my in die Bybel. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al, dan het ek onderstreep, in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Verhouding. Daar is niks wat oorbly op die aarde, as daar nie verhouding is nie. As mens by iemand in 'n huis kom, maak nie saak hoe mooi is die huis nie, maak nie saak hoeveel geld is nie, maak nie saak hoe mooi lyk die meubels, of wie hulle ook al is nie. As daar nie verhouding tussen die man en die vrou en ouers en kinders is nie, dan is daar niks nie. Verhouding. En dis presies van ons geloofslewe. Maak nie saak
wie ons is nie, as ons nie 'n verhouding met die Here het nie. Ek praat nie van ek moet glo daar is 'n God soos iemand sal sê, en ek glo die Here is God nie. Die vraag is nie dit nie, die vraag is, glo jy in hom, maar meer as dit, het jy 'n verhouding met hom. En dis wat Paulus sê, dat jy in die regte verhouding met God sal wees. In die tweede gedeelte wat ek dink wat ons ook al moet lees in hierdie selfe 4 hoofstuk is Filippense 1 vers 22. As ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie. En dan sê Paulus, want hy's oud en hy's siek, en hy weet nie, hy sê ek is in 'n tweestryd. En dan sê hy, ek verlang daarna om heen te gaan en met Christus te wees, want dis verreweg die beste. Toe ons nou die oggend, ek en Dominee Pieter daar by die familie sit, toe sê Tommy, hulle seentjie, die oggend kom, ouma is oorlede, en ek kan dit maar vertel, en toe kom hy en toe praat hy met hulle, en toe gaan hy uit, en toe kom hy weer terug, toe sê, papa, en ek hoop ek sê dit nou reg soos hy dit gesê het, ouma, vir ons is dit sleg, maar vir ouma is dit die beste. Dis wat Paulus sê, dis verreweg die beste. Met julle gaan dit sleg vanmôre, en ons het daaroor gepraat, gaan baie sleg met julle, maar ons moet dit altyd in ons agterkop onthou, met Marie Swarts gaan dit baie goed, vreeslik goed. Dit gaan met haar die beste, as met enigiemand van ons. En dis so belangrik, dat ons dit onthou. Daar's 'n foto van Marie, en ek wil sê spesiaal, met haar 3 dogters, wat vir haar belangrik was. En daar's 'n foto van Marie, en ek wil sê spesiaal, met haar gesin, wat vir haar belangrik was, haar kinders en kleinkinders. En die glimlagte op julle gesigte vertel ietsie van 'n spesiale ma en 'n spesiale ouma. As ons uit Filippense uit wil lees, dan moet lees ons uit Paulus se lewe. En as ons 'n deel van Filippense vir ons wil toeëien om te sê, ons moet te alle tye vriendelik wees, dan moet ons sê, maar van waar kom dit? En dan wil ek sê, dit kom daarvan dat Paulus sê, ek is in die regte verhouding met God. Paulus het 'n verhouding met die Here. En as jy met die Here 'n verhouding het, dan dra daai verhouding oor in jou verhouding met mense. Die Bybel het ons vir ons geleer. Jy kan nie sê, ek het die Here my God lief, maar ek het nie my mense om my lief nie. Ek het nie my naaste lief nie. En daarom dat die wet sê, met die Here jou God lief hê, met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, al jou kragte, en jou naaste soos jouself. Want hierdie 2 loop saam. Ek kan nie sê ek het die Here lief, maar ongelukkig het ek nie eintlik liefde vir mense nie. En daai liefde vir mense, my verhouding met mense, kom uit my verhouding met God, wat ek in die eerste plek het. Ek het 'n verhouding met die Here, en dit het Marie gehad, 'n verhouding met die Here. Die tweede ietsie, wat ek oor haar lewe wil sê in hierdie week is, haar sterwe is wins, dis nie verlies nie. Ons is so geneig om baie keer as mense te dink aan iemand wat sterwe, tog maar in ons menslike taal, van hier waar ons kyk, asof hulle het verloor. Hulle is nou dood. Jammer tog vir haar, ons is jammer vir haar, sy is oorlede. En dis alles verkeerd. Ons hoef nooit te sê, ons is jammer vir Marie Swarts nie. Ons kon vir haar gesê het, ek was vir haar jammer tot maandag in die hospitaal, toe was sy siek. Maar nou is ons nie meer vir haar jammer nie. Klink snaaks, maar dis die waarheid. Ons is jammer vir ons is jammer vir haar familie, maar sy het wins gehad. As Paulus sê, vir my is dit wins, die lewe is vir my Christus, en die sterwe, sê hy, is vir my wins. Die dag as ek sterwe, verloor ek niks, ek kry net meer en meer oorvloed, meer as wat ons menslike verstand ooit kan dink. En daarom sê hy, as ek in die lewe bly, kan ek voortgaan met vrugbare arbeid. Wat ek moet kies, weet ek nie, ek is in 'n tweestryd. En dan sê ek, verlang daarna om heen te gaan met Christus te wees, want dit is verreweg die beste. Ek gaan lewe saam met Jesus. En dit is tog vir my die heel beste. En die derde iets wat ek wil sê oor haar lewe, en oor wat in hierdie week gebeur het, sy het nie dood gegaan nie, sy het heen gegaan. Ek het trouwens die beeld gebruik, ons het Sondag vir Millerine de Pre gegroet hier in die kerk, want sy is maandag weg na die kinders toe, sy het geëmigreer Nieu-Seeland toe.
Ons gaan vir Millerien waarskynlik nooit in ons lewe weer sien nie. Ons is vriende vir meer as 40 jaar. Ons gaan haar waarskynlik nooit weer sien nie. Maar ons huil nie asof sy dood is nie. Ons is hartseer dat sy weg is. Want sy het geëmigreer na Nieu-Seeland toe, wat vir ons te ver is om daartoe te gaan. Dinsdag het Marie Swarts geëmigreer uit Suid-Afrika uit na die vaderland toe. Dis eintlik wat gebeur het. Paulus sê nêrens oor homself, toe hy oud is en hy siek is, sê hy nêrens, ek wil doodgaan nie. Gaan lees maar in die Bybel. Hy gebruik elke keer 'n ander woord, en daarom sê hy, ek het in 'n tweestryd, ek verlang daarna om heen te gaan. Heen gaan is, ek wil weggaan. En dis iets heel anders as doodgaan. Honde en katte en diere gaan dood. Kinders van die Here gaan weg. Hulle gaan heen. Hulle gaan na die Here toe. En dis 'n totaal iets anders. En dis hoe ek dink oor Marie. Sy het heen gegaan om by die Here te wees, waar dit verreweg die beste is. Die volgende ietsie wat ek van haar lewe wil sê is, en wat ons moet onthou, ons ontvang soveel meer as wat ons ooit verdien. En daarom mag ons nie een oomblik sit en sê, hoekom, waarom, Here, al voel ons om dit te sê. Waarom nie nog 10 jaar of 20 jaar vir ons saam spaar nie? Julle is amper 50 jaar getroud. Maar ons wil dit vra. Maar ons moet liewer aan die ander kant omvra en sê, Here, hoekom is U vir ons so goed? Hoekom het U vir my 'n vrou gegee wat my vir amper 50 jaar lief het en ons was gelukkig saam? Hoekom het U vir ons kinders 'n ma gegee wat hulle 'n mooi opvoeding kon gee? En mens meet 'n ma aan haar kinders. En as ek haar meet aan julle 3 dogters, dan het sy 'n goeie werk gedoen. Hoekom het U vir haar gesorg? Hoekom het U vir haar geseën? Ons vergeet baie keer van die baie wat ons kry, en ons dink net skielik aan, wat het ek verloor? En nou wil ek sê vanmôre, ook julle as gesin, het soveel meer gekry, en ons as gemeente, en elkeen wat vriendinne was van haar, meer gekry, as wat ons ooit op aarde verdien. Ons ontvang soveel genade. Gebruik die genade. Gebruik die genade vandag ook. Vandag is ook 'n stuk genade. Vandag het glad nie 'n strafdag nie. Dis nie asof die Here gesê het, dit doen ek aan julle nie. Die Here se genade wil hy vanoggend oor julle uitstort. Die Here het julle lief. Ek dink as die Here Jesus hier instap vanmôre, dan sal dit wees soos toe Lazarus dood is, en hy daar aankom en hy huil saam met hulle. Hy weet Lazarus gaan weer lewe, maar hy sien hulle hartseer. En ek dink die Here sien ons hartseer, en hy sal saam met julle huil vanmôre, en hy saam met julle hartseer, en hy wil sy genade oor julle uitstort, en sy arms rondom julle vou, en julle toevou met sy liefde. Daarom gebruik die tyd vandag, en môre en elke dag, en onthou al die mooi, dit wat julle ook geskryf het op die briefie, ons harte is rou, maar hou vas aan die onthou. Die onthou van dit wat mooi was, en wat goed is, en wat die Here vir julle gegee het. Mag die Here julle troos, en mag julle altyd in die toekoms, as julle hierdie mooi brief van Filippense lees, en jy lees daarin, mag die vrede wat alle verstand te bowe gaan, oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus, dat jy kan sê, wonderlik, ons ma is weg, maar ons het vrede. Ons het totale vrede, want ons weet waar sy is, en ons sal mekaar eendag weer sien. Seën vir julle. Amen. Here, dankie dat U vir ons goed is. Dankie vir U liefde. Dankie vir U groot genade oor ons elke dag. Here, vou vir Steve en die kinders en kleinkinders en familie en vriende toe met U liefde. En gee vir ons almal vandag U vrede wat alle verstand te bowe gaan. Ons loof en prys en dankie, Here, vir 'n mooi lewe, en ons bid vir U troos in elke stukkie onthou. Amen. Ek gaan geleentheid gee vir Wiekie om net 'n paar bedankings te doen asseblief. Kan sommer daar staan.
Is sy aan of moet sy by die een staan? Hierdie swart asseblief bietjie. Ek hoor hoe ma vir my vra, gaan jy maar vir ons so ietsie sê, Wiekie? En dan is altyd so grappig gemaak oor gevleelde woorde. En ek wil sê, ja moeder, ek sal, maar daar is so baie om te sê, maar ma het ons so effe onkant gevang met hierdie ene. Eerstens dank ons Hemelse Vader vir die voorreg om ma se man en kinders en kleinkinders te kon wees, en ons sê dankie vir soveel herinneringe en geleende tyd saam. Kyk, ma het ons menigmaal op ons knieë gehad, maar met haar sterk wilskrag, dalk die rooi hare iets daarmee te doen, en God se genade, het sy net nooit gaan lê nie. En juist daarom het sy nooit ons tye saam as vanselfsprekend aanvaar nie. Sy was altyd so dankbaar vir enige geleentheid om almal saam te wees, en dan sou sy sê, dinge kon so anders gewees het. Maar nou is dit anders. Pa, ons sê vir pa dankie. Dankie dat pa altyd so mooi na gekyk het, en al so baie bygestaan het. Pa was haar voete toe sy nie kon loop nie, pa was haar hande toe sy vir baie lank op krikke was. Julle was 'n span, of dit nou wasgoed was, huis skoonmaak, of in die kombuis was, elkeen het sy werkie gehad. Het was altyd lekker om julle te sien saamwerk, en dit het gewoonlik met 'n geskertsery gepaard gegaan. Min mense kan, veral in 'n kombuis, so saamwerk. Of dit nou vetkoek bak, sop, beskuit, of net soos verlede week nog pastye was, julle was 'n span. Ons 3 dogters sê dankie vir pa, vir wat pa vir ma gedoen het. Namens pa en al ons kinders en kleinkinders, ons dankie vir elke gebed, elke oproep, boodskap en besoek. Mens besef net weer hoe geliefd ma was. Ons stap by die apteek in, iewers in hierdie week. En die apteker is in trane, want net Vrydag nog het ma vir haar beskuit gevat. Dit was net wie ma was. Dankie vir julle elkeen se liefde en omgee, aan al ons familie, vriende en kollegas wat vandag hier is, baie dankie. Oom Nantes, ek weet oom haat dit om oor die berg te ry. Ons waardeer dat julle deurgery het om pa en vir ons te ondersteun. Net so ook aan pa se susters, sy ou swaar, nie eers waar sit, ou swaar nie. Skoonsusters, al die res, ons waardeer julle. Ek het die mense van Middelburg af ook vanmiddag, baie dankie vir almal wat van baie ver af gekom het. Ons dink ook aan Tanya net in die Parel, Tanya Annie in Utah, wat ook net so swaar kry nie vandag nie kan wees nie. To Stephanie's colleagues, thank you for being here. To my Nedbank colleagues and family, who probably didn't understand all of this. Thank you for being here, for all the messages and the support. Amanda, sy kan ongelukkig nie vandag gewees nie. Ons dankie strek eintlik baie verder as net vandag. Sy was 'n dierbare vriendin van ma ook, en ons wil ook net vir haar dankie sê vir haar reël met die verversings, en ook aan elkeen wat bygedra het tot die verversings. Tuis vir die pragtige blomme. Ons het gesê Proteas en hy het geweet wat ma wil hê. Baie dankie. Afpop vir hulle uiters professionele en flinke en spoedige diens. En dan Dominee Brink en Dominee Tron. Baie dankie dat julle so vinnig by ons was Dinsdagoggend, en baie dankie vir die bemoedigende boodskap en gebed. En dan lees ek net briewe wat Pieter en Stephanie gevra het ek moet lees. Van Stephanie af. Ma, wie sou nou kon dink dat ons ma nou gaan begrawe? Dat dit ma se beurt die keer is om te gaan. Ma wie ons almal se anker was. Almal van ons stil. Ons kan ons nie indink 'n lewe sonder jou.
Pa is nie meer dieselfde nie, ma. Ek weet nie hoe hy dit sonder ma gaan maak nie. Sy rots, sy alles. Met ons hele wese sou ons graag nog een keer by ma wou wees, maar ons weet ook, ons het goeie jare se herinneringe. Vir ons was ma die beste ma wat daar kan wees. Dankie ma, vir wie jy vir ons was. Ons is wie ons is. Omdat ma so goeie ma was. Ons is jammer vir dit waardeur ma moes gaan, en dat ma se liggaam moeg was. Maar ma, ons weet ma is op die beste plek, sonder pyn en sonder die dinge wat ma moeg gemaak het. Ons is ewig lief vir jou ma. Nou wil ons net dankie sê vir al die liefde, dankie vir alles. Ons gaan ma so verskriklik baie mis, totdat ons ma weer sien. Totsiens. En dan Petru, sy skryf, ek dink ma en pa het al so bietjie bekommerd begin raak toe ek op 30 nog in my ouer huis gebly het. Maar watter ongelooflike voorreg was dit nie, om soveel jare so na aan mekaar te kon leef. Dankie dat ma my geleer het om 'n goeie vrou vir Tommy te wees, en hoe om 'n goeie ma vir Adrian en Almedo te wees, en hoe om elke mens in my lewe onvoorwaardelik lief te hê. Dankie dat ma hulle se huis, al ons kinders en kleinkinders se veilige hawe is. Ek koester elke oomblik saam met ma. As die kleinkinders vakansies by ma en pa kom kuier het ek en ma soms ons hande vol gehad. Maar absoluut niks was ooit vir ma moeite nie, as dit by ma se kinders en kleinkinders gekom het nie. As ma gebak het die tafels gekreun, dit weet ons. Want ma moes seker maak elkeen se gunsteling is op daai tafel. Ma het so 'n spesiale en unieke band met elkeen van ons gehad. Altyd alles geweet wat in elkeen van ons se lewens aangaan. Presies geweet watter kleinkind waar optree of deelneem, en altyd die sterkte en geluk boodskapies gestuur. Maar hierdie is die seerste seer wat ek nog ooit moes beleef het. Ek het ma nodig. Ons het ma nodig. Ons berus by God se wil. Rus sag ma, ek sal mooi na pa kyk. Van ma se Petronella. Baie dankie Vicky. Is lekker om 'n oudste dogter soos jy te hê. En jy was 'n goeie hoofdogter en jy het toe mooi gepraat en jy kan nou nog mooi praat. En ek dink die familie waardeer vir jou en vir julle almal. Ons sê dankie vir Pieter en Amanda Oudendal, die oudelingspaar. Amanda kan nie wees nie, want sy het 'n operasie gehad. Maar dankie vir almal wat vir hulle help vir die regstaan met verversings. Julle moet verskoon dat die kerk so ryk soos hy ryk, want hulle kook hier agter en is besig met vanaand se Pinkster sangfees. Ons het se eetgoed wat hulle maak. So dis die mekaar in die saal ook, maar ons het probeer alles netjies maak. So ons wil julle uitnooi na die tyd om net so om te beweeg na die saal toe en ietsie daar te 'n koppie en 'n koffie en tee en 'n verversingkie te geniet, en dan kan julle saam met die familie daar in die saal bietjie kuier. Baie dankie vir almal wat daar reg staan. Na die tyd gaan Dominee Pieter vorentoe kom met die draers. Ek sal die draers se name lees en dan gaan Dominee Pieter met hulle uitbeweeg en dan beweeg julle uit en dan sal die laaste verrigtinge voor die kerk plaasvind. Kom ons sluit af met die oorwinningslied. Staande en daarna ek die seën uitgespreek het, kan jy net weer julle plekke inneem. Ek sien in my gees Die glorie en die almag van die Heer, die Allerhoogste wat in liefde oor sy koninkryk regeer. Hy het beloof aan die einde op die wolke kom hy weer. Hy is koning, hy regeer. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Loof hom, prys hom, halleluja. Hy is koning, hy regeer. Die Here is ons vesting wat vir altyd sal bly staan. Hy beskerm elke mens wat in geloof na hom toe gaan. Hy is ons skuiling, hy
is ons wapen, hy het die vyand reeds verslaan, hy is die rots wat ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, hy is die rots wat ewig staan. Kom deel nou in ons loflied, hef jou hande op na bo, blaas basyne, slaan op dromme en kom dans voor God se woord. Kom leef in die oorwinning van sy woord waarin ons glo, want sy woord sal ewig staan. Loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, loof hom, prys hom, halleluja, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan, sy woord sal ewig staan. Baie dankie vir Debbie vir die begeleiding en dankie vir Driekie daarbo wat die klank vir ons hanteer het en vir Jakoba wat die boodskap vir die familie opgeneem het. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap en die krag van die Heilige Gees is en bly met elke een van julle nou en altyd. Amen. Sit maar. Ek lees die name van die draers en